Die Heilige Gees het ouderling Hannes van Staden van die NG Gemeente van Dijkpark gelei om hierdie boodskap met hierdie baie belangrike tema aan u en aan my oor te dra. Wat dit beteken om met die Heilige Gees vervul te wees. Stuur, Here, u lig en u waarheid. Laat die ons lei. Laat die ons bring na u heilige berg. Amen. Liewe gemeente, kom ons blaai na die skrif en wel Handelinge 2. Handelinge 2, ons lees vanaf vers 32 af. Dan vers 9 van Romeine 8. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. As iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Liewe broer en suster, dis ons skrif. Maar ek wil graag aansluit by die skrif deur te sê dat geen lewe kan effektief en diensbaar vir die Here wees sonder die Heilige Gees nie. Met ander woorde, die persoonlike teenwoordigheid en inwoning en bediening van die Heilige Gees in die lewe van die kinders van die Here is 'n absolute moet. Ons kan nie daarsonder nie. God se Gees is vir almal bedoel. En as ons na Efesiërs 1 vers 3 kyk, dan staan daar: God het ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. In Christus het ons al hierdie dinge. Daarom as God se Gees sê dat as die woord van die Here sê dat as ons die Gees van hom nie het nie, dan het ons ook nie vir die Here Jesus nie. En as hierdie teks sê dat God het vir ons al hierdie dinge gegee in Christus Jesus, dan is dit waar. Dan kan ek die Gees nie hê nie as ek Christus dan nie het nie. So my broeder en suster, dra die Gees van God vanmôre met elke een van ons wat hier sit. En as ek seker dat is van ons wat hier sit vanmôre, wat miskien sal erken, maar dat ek is nie waaragtig diensbaar vir die Here soos wat dit behoort te wees nie. As ons na die skrif gaan kyk en die standaard van God daarin lees en ek meet myself daarin, dan moet ek erken, dit is nie met my so nie. Maar jy weet, hier tussen ons sit ook seker mense wat graag neutraal sal wil bly vanmôre, omdat hulle nie werklik bereid is om die prys te betaal om diensbaar vir God te word nie. Hulle godsdienst bestaan bloot daaruit om op 'n Sondagmôre dalk die erediens by te woon. As dit beter gaan die aand dan ook. En as dit baie goed gaan, een bidduur in die week ook by te woon. En daarmee het hulle godsdienst gestaak, is dit klaar, daar is dit afgehandel. Maar ons het ook ander mense in ons midde, geestelike leiers miskien. Miskien is dit 'n diaken, miskien is dit 'n ouderling, miskien is dit 'n groepleier, miskien is dit 'n blokleier. Wat vanmôre hier sit en alhoewel hy weet dat hy nie werklik is waar hy moet wees nie, durf hy dit nie erken nie. Want wat sal die mense sê? Sy groep of sy gemeenskap rondom hom het hom al op 'n platform geplaas.
En hy het 'n pos wat hy moet hou. En daarvan mag hy nie afklim nie. Dat ons 'n slag eerlik wees met mekaar. Die Here praat vanmôre met elkeen van ons in hierdie gemeente, in hierdie kerk. Hy sluit nie een vanmôre uit nie. My broers en susters, as ons dan eerlik wil wees en ons kyk terug in my lewe, sal ek agterkom dat die vuur in my binneste vir die Here het begin verdoof. Die ywer wat daar altyd by my was vir hom, is nie meer daar nie, is nie meer so groot nie. O ja, ek wil nog graag die Here dien, maar daar ontbreek iets wat vir my altyd gedryf het. Ek bid ook nie meer so baie nie. As ek nog so ver kom om my daarna toe te sleep, is dit absoluut 'n dwang. En ek moet ook hou vas om daar te kan bly sit. Jy weet, en as hierdie dinge so in 'n mens se binneste rondmaal van my geestelike standaard en ek daarmee veg en myself wil regverdig, dan kom die Satan gewoonlik en hy kom lig ook sy mening en hy sê vir jou, sien jy is nie meer so geestelik as wat jy gedink het nie. En dan begin jy met hom veg en met hom stry. En jy is so besig om jou argumente vir hom te lig. My broer en suster, as dit gebeur, moet jy weet, dit is juist die bewys dat jy nie is waar jy moet wees nie, want as jy 'n oorwinnende lewe lei, dan het jy nie nodig om met Satan te veg nie. Dan kan jy hom net doodeenvoudig weerstaan en jy sal nie nodig hê om vir hom redes te gee van jou geestelike stand nie. Jou lewe is kragteloos. As jy getuig, dan gebeur daar niks, daar kom niks van nie. Mense by wie jy kom is dalk siek. Jy is te bang om vir hulle te bid. My broer en suster, dis nie net vir die ouderling, die diaken en die dominee bedoel nie. Dis vir jou bedoel. Dit is vir die kinders van God bedoel. Ek kan ook nie altyd raad vra nie. Althans, mense kan ook nie altyd vir my raad vra nie. Want as ek vir hulle moet antwoord, dan moet ek meeste van die tyd gorrel. Ek weet nie werklik wat om vir hulle te sê nie. Baie keer is daar 'n nood by iemand om die Here te mag vind. En dan weet ek nie werklik hoe om by die kruis uit te bring nie. So lewe, my broer en suster, is 'n val en 'n opstaan lewe. Is 'n lewe soos wat in die Bybel van gepraat word, 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloonheid. Met ander woorde, net 'n spookbeeld van godsdiens. Jy mag miskien vir my sê, maar ek is dan met die Gees van God vervul. Hoe kan jy hierdie dinge sê? Ja, dit is so. Jy mag dit sê. Maar daar's dan geen krag in jou lewe nie. Daar's dan geen dynamos in jou lewe nie. Van watter gees is jy dan mee volgemaak? Maar my broeder en suster, dit is dinge wat ons maklik kan sien, hierdie dinge. Maar dan is daar 'n ander saak wat vir my 'n groot tragiek is. En dit is dat kinders van die Here wel gevul is met die Gees van God. Wel die Gees van God in hulle het. Maar omdat hulle hom nie werklik ken nie, omdat hulle nie werklik weet wie is dit nie, is hulle wat hulle is. Is hulle nie kragvol nie? Kan hulle vir die Here van geen betekenis wees nie? Weet hulle nie werklik hoe het hulle dit ontvang nie? As ek vanmôre sou vra, wat is die Heilige Gees? Dan is hier menige een van ons wat vir my op 'n reg Bybelse wyse sal kan vertel, wat is die Heilige Gees? Maar as ek dieselfde vraag
of 'n ander vraag aan dieselfde persoon sal vra, ondervind jy die werking van die Heilige Gees op 'n eg Bybelse wyse in jou lewe? Dan sal baie van ons stil bly. Miskien sal jy vir my vra vanmôre, maar is dit dan nodig om so vol dinamiet rond te loop? My broer en my suster, Gods Gees bly altyd dieselfde. As jy hom het, sal jy die bewys daarvan in jou lewe ronddra. As jy hom net nie, sal jy die bewys nie hê nie. As ons kyk na Romeine 8, die geleesde gedeelte, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. As jy die Gees waarvan die bewys in jou lewe is nie het nie, sê hierdie woord, dat jy aan Christus nie behoort nie. Nou my broeder, dis 'n harde woord. Dis 'n harde woord, maar as die skrif vanmôre vir jou uitsluit, dan kan ons niks daaromtrent doen nie. As die woord van God dit doen, dan is dit waar. Jy weet dat in Hosea staan daar dat die Here sê vir sy volk, my volk gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. En die eerste is 'n gebrek aan skrifkennis. Ons ken nie die skrif nie, ons weet nie wat staan in die skrif nie, ons weet nie wat die betekenis van die skrif nie. En tweedens, dat ons geestelike oë nog nie deur die Here geopen is, om die waarhede van sy woord te kan vat vir my lewe nie. Paulus het hier dieselfde probleem gehad met die Efesiërs. En daarom in Efesiërs 1 vers 18 bid Paulus vir die Efesiërs dat hulle verligte oë van hulle verstand moet kry, sodat julle kan weet, sluit hy sy gebed mee af, sodat julle kan weet. En dit is ons grootste probleem. Omdat ons nie weet nie, gaan ons gebrek. Omdat ons nie weet nie, weet ons nie hoe ons die Gees van God ontvang het nie. En omdat ons nie weet nie, weet ons ook nie hoekom ons die Gees van God ontvang het nie. Ons weet ook nie hoe ons dit gekry het nie. Ons weet ook nie werklik wat het ons ontvang nie. En ek wil graag hê ons moet vanmôre dan gaan kyk na die Gees van God, wat ons dan ontvang het. Dit waarvan ons so min kennis van dra. En mag die Gewer van hierdie gawe aan elkeen van ons harte dit openbaar. Openbaar wat in die hemel plaasgevind het, sodat ons die wese daarvan kan besef. Ons gaan dus kyk na die uitstorting van die Heilige Gees. En as die Here wil, sal ons vanaand kyk na die inwoning van die Heilige Gees. Ter inleiding hiervan wil ek hê ons moet vinnig gaan kyk na gedeelte in die Ou Testament. Laat ons nie na gedeelte in die Ou Testament nie, maar na die Ou Testamentiese geskiedenis. In vergelyking met die Ou Testament het ons vandag se hedendaagse kinders van die Here 'n groot voorreg, omdat elkeen van ons die Gees van God op 'n kragtige wyse kan beleef. In daardie dae was daar slegs sekere persone wat hierdie voorreg gehad het. Naamlik die priester, die profeet en die koning. Met ander woorde, wat eintlik vandag gesê word, is dat elkeen van ons kan dieselfde Gees wat op Moses, die vriend van God, gerus het, kan in jou lewe wees. Of dieselfde Gees wat in die liefling koning van die Here gewees het,
Dawid kan in jou wees. Maar dieselfde Gees wat die grootste profeet van alle tye in Elia gewees het, kan in jou wees. O my broeder, as ons die waarde van Gods Gees werklik gesnap het, sal ons nie anders kan as om uit te roep, maar hoe is dit moontlik dat ek, arme ellendige mens, so 'n Gees kan ontvang, of die Gees in daardie mate in my lewe kan ontvang nie. Ons gaan 'n bietjie daarna kyk. Maar om hierdie vraag te beantwoord, moet ons eers gaan kyk na op watter basis Gods Gees in sy skrif aan sy kinders gegee is. Jy weet, ons het al baie, althans 'n paar dienste gehad oor die vervulling van die Heilige Gees in hierdie kerk. En heel wat van ons, seker wat hier sit, het ook al hier gestaan, uitgetree, om hierdie gawe van God te ontvang. Maar sê vir my, beleef jy dit waarlik? Dit waarvoor jy gekom het, beleef jy dit? Een van die grootste probleme, omdat jy dit nie beleef nie, is omdat jy dit nie werklik verstaan het, wat dit jy kom maak nie. As ons na vers 33 kyk van Handelinge 2, dan sien ons, Petrus praat daar met die volk. Dit is Petrus wat op die dag van Pinkster sy toespraak lewer. En dan sê hy, nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is, dis nou Jesus, en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort, wat julle nou hier sien. Ek wil ons met hierdie vers baie mooi begryp, ons moet hom weer lees, want hierin lê die kern van hoekom ek Gods Gees in my lewe nie as 'n krag ervaar nie. Nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort, wat julle nou hier sien. Jesus is verhoog, sê Petrus, aan die regterhand van die Vader. En wat was die gevolg daarvan? God die Vader het hom die belofte gegee van die Heilige Gees. En wat het die Here Jesus daarmee gemaak? Hy het oor sy kinders uitgestort. Die gevolg dus van die feit dat Jesus verhoog is die Pinksterwonder. Hierdie waarheid wil ek hê moet jy snap. Nadat Jesus verhoog is aan die regterhand van God die Vader, het hy die Gees aan sy kinders gegee. Pinkster kon nie plaasvind as die Here Jesus nie verhoog was deur die Vader nie. Die gevolg van sy verhoging, Petrus se woorde, dit wat julle nou hier sien. Die laaste gedeelte van daardie vers, wat julle nou hier sien. Op watter basis was die Gees dus aan Jesus gegee? Op grond van sy verhoging. En op daardie basis het Jesus dit aan sy kinders gegee. Die feit dat hy verhoog is, sy meriete, nie my meriete nie, sy meriete het gemaak dat sy kinders sy Gees kon ontvang. Hy was verhoog en verheerlik, en daarom dus die uitstorting. Broeder en suster, as ons hierdie waarheid mis, as ons mis dat die Here Jesus dit vir ons gegee het, nadat hy deur die Vader aan die regterhand van God verhoog is, gaan ons nooit die waaragtigheid daarvan in ons lewens ervaar nie. Wat het Jesus ontvang, 'n belofte, en vir wie is hierdie belofte? As ons kyk na vers 39, dan staan daar, hierdie belofte is vir ons almal. So dit was nie net vir daardie dag, vir daardie 120 wat daardie dag op Pinkster dit beleef het nie, maar dit is ook vir ons wat hy dit uitgestort het.
En as ons dit in die geloof vanmôre vat, dit wat daar gebeur het, vir my gegee is, sal my lewe totaal en al verander. Ek sê ons moet dit in die geloof neem. Daar's sekere geloofswaarhede in die skrif wat ons van tyd tot tyd net vir ons doodeenvoudig moet vat, of anders kom ons nêrens in die geestelike lewe nie. Die een daarvan is, as ons Jesus aan die kruis sien, dan weet ek my sondes is vergewe. Is dit nie waar nie? As ek ook Jesus uit die graf sien opstaan, dan weet ek het 'n nuwe lewe gekry, want ek is saam met Christus, sê Efesiërs 2, opgeneem in die hemel. Toe hy uit die graf uit opgestaan en die dood oorwin het, het hy ook die dood van sonde in my lewe oorwin. En dis 'n geloofswaarheid wat ons moet neem, anders sal ek nooit die lewe daarvan smaak nie. En dan nou, broer en suster, in hierdie geval dan ook, as ek in die geloof neem en ek sien hom wat aan die regterhand van God sit, moet ek weet, sy gees het hy oor my uitgestort. Snap jy dit? Kan jy dit insien? Sy kruisdood beteken die vergifnis, sy opstanding, die nuwe lewe, en sy verhooging aan die regterhand, sy gees oor my. Die uitstorting is dis 'n bewys van sy grootheid. Om te bewys wat God van Jesus dink, het die gees van God oor ons gekom, die bewys van sy grootheid. As ons na vers 36 kyk, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. Dat God hom Here en Christus gemaak het. Met ander woorde, dat God hom gekroon het met heerlikheid. Die heerskappy, weet ons, psalmdigter besing dit ook, is in die laaste gedeelte daarvan, wat in Handelinge praat ook daarvan, dat dit is om die heerskappy, die vyand is onder sy voete gewerp. Die uitstorting van die Heilige Gees, broeder en suster, is dus 'n bewys van wat in die hemel plaasgevind het. Die doel van Pinkster was om die heerskappy van Christus te bewys. Ook die Pinkster in jou lewe, moet die doel daarvan moet wees, om die heerskappy van Jesus Christus te bewys. Ons sê, dis 'n bewys van wat in die hemel plaasgevind het. Ons moet dit baie mooi bedink, broeder en suster, want dit is die groot waarheid van daardie dag. Ons kan dit vir u illustreer met 'n gedeelte uit die Ou Testament, naamlik in die geskiedenis van Josef. Josef wat 'n tipering is van die Here Jesus. Ons weet dat sy vader Jakob, miskien moet ons daarna gaan kyk, in die Genesis 45, kom ons blaai vinnig daarheen. Genesis 45, vers 26. Toe hulle hom vertel, Josef leef nog, en dat hy regeerder is in die hele Egipte land, het sy hart beswyk, want hy het hulle nie geglo nie. Maar toe hulle hom al die woorde van Josef te kenne gee, wat hy met hulle gespreek het, en hy die waan sien, wat Josef gestuur het om hom te vervoer, het die gees van Jakob, hulle vader, lewendig geword. En Israel het gesê, dit is genoeg, my seun leef nog. Ek sal gaan en hom sien voordat ek sterwe.
U sien in hierdie gedeelte staan daar in vers 26 dat sy hart het beswyk omdat hy nie geglo het dat sy seun die heerser is van in Egipte nie. My broer en suster, dit is die toestand wat menige een van ons is. Omdat ons nie glo dat Christus aan die regterhand van God heers nie, is ons dood binne. Ons het beswyk soos wat Jakob beswyk het. Maar dan wanneer Jakob sien, die waan sien, wanneer hy die bewys sien van dat Josef leef, dat hy heers, staan daar, het die gees van Jakob hulle vader lewendig geword. My broer en suster, wanneer u gaan werklik sien dat God Jesus in die regterhand het en dat hy heers, as u waarlik hom as heerser sien, sal dit wat in jou dood is ook begin lewe en sal jy 'n lewe begin lei wat gelykstaande is aan 'n geesvervulde lewe. Soos wat die waans 'n teken vir Jakob was, dat Josef heers, so is die uitstorting van die Heilige Gees 'n teken dat Jesus heers. Maar so moet die uitstorting van die Heilige Gees oor jou lewe ook 'n teken wees dat Jesus heers. Met ander woorde, mense wat na jou lewe kyk, moet uit dit wat hulle kan sien, weet dat Jesus heers. Broeder, suster, weet jy, hoekom was die Gees nog altyd in jou maar klein? Omdat Christus nog nooit waaragtig vir jou gelewe het nie, geheers het nie. As Petrus hierdie gedeelte vir die volk noem, dan noem hy dit omdat hy vir hulle wil vertel, die Jesus wat julle gekruisig het, heers in die hemel. Hoe kan ek dus weet dat Jesus nie maar net 'n marteldood gesterf het en daarmee klaar nie? Hoe kan ek dus weet dat Jesus as koning en as Here in die hemel heers? Die Gees van God wat oor my uitgestort is die bewys daarvan. Ja, as ons daaraan dink, as ons nou in die oomblik ons gesig kan na die hemel wend en ons sien hom dat hy heers. Broeder en suster, is dit nie asof ons kan skree halleluja nie. Halleluja, Jesus lewe. Hy heers. Die gawe van God se Gees is aan ons gegee as gevolg van sy heerskappy. As gevolg van sy verhoging. Sê vir my, nou dat jy weet dat hy heers, is dit moontlik dat jy sy Gees nie kan hê nie? Is dit moontlik? Nee, my broeder en suster, as Jesus vir my heers aan die troon, op die troon, sal ek weet sy Gees is in my. Dit was alles as gevolg van hom, niks van my nie. Sy meriete, soos ons net nou gesê het. As ons die kruis sien, sê ek, sien ons my vergifnis. Maar as ek Jesus aan die regterhand van God die Vader sien ek sy Gees wat op my is. Nou sal jy miskien vir my sê, goed, ek aanvaar dat die Here Jesus verhoog is. En dat dit volgens die skrif dan die teken is dat hy oor my lewe gekom het. Moet ek dan stil sit en sê ek het sy Gees
of ek is vervul met sy gees, of ek het iets wat ek nie beleef nie. Nee, dis nie wat ek sê nie, glad en geheel nie. Dit is baie nodig dat ons 'n belewenis moet hê, as die volheid van God oor my gekom het. Maar ons belewenis moet berus op die volmaakte feite van God. En wat is hierdie feit? Ek het dit reeds vir u genoem, ek kan dit net weer vir u noem. U het aanvaar dat die sondes vergewe is, toe Jesus vir u in die kruis gesterf het. U sal moet aanvaar dat u die gees van God het, op grond van sy verhoging. As ek hierdie belewenis in my lewe nie ervaar nie, moet ek weet, dat ek het nog nie die openbaring van God gekry, van wat in die hemel gebeur het nie. Dit is wat ek van die Here dan moet vra. Here, openbaar vir my, wat het gebeur in die doping van die Heilige Gees, die vervulling van die Heilige Gees, die krag daarvan, sal in jou lewe 'n wragtige waarheid word. As jy hierdie waarheid gesnap het, en jy sien dit raak, sal dit in jou geloof werk. En as ons hierdie waarheid werklik gesnap het, sal ek ophou om te smeek vir die Gees van God in my lewe. Ek sal ophou om te bid daarvoor. Ek sal net begin om die Here te prys vir daardie wonderlike dag, dat dit my deel geword het. Ek sê, as ons dit snap, sal dit geloof in my hart werk. En hierdie geloof sal later 'n ondervinding vir my word, sal 'n belewenis van die Here vir my word. Jy weet, na 'n soortgelyke lesing oor die gelowige aanvaarding van die Heilige Gees in 'n menselewe, was daar 'n sekere jong man wat die aand na die diens na sy kamer toe gegaan het en op sy knieë geval het en vir die Here gesê het, Here, ek weet U is aan die regterhand van God en U heers. Ek wil ook nou U Gees hê. Toe skielik besef hy, maar nee, hy bid verkeerd. En hy korrigeer hom, hy sê, skus Here, skus. En hy het weer begin, hy het min of meer so gebid. Here Jesus, U en ek het 'n lewenslange vennootskap. Die Vader het ons 2 dinge beloof. Glorie vir U en die Gees vir my. En nou het U heerlikheid ontvang en ek het U Gees ontvang. Het is ondenkbaar om te dink dat U aan die regterhand verhoog is, sonder dat ek die Gees van God ontvang het. Ek dank U daarvoor. Hierdie man se lewe, jong man se lewe, het totaal en al verander. Die Here is reeds verhoog. Hy het reeds sy heerlikheid ontvang. Daarom het ons reeds ons glorie, ook ons heerlikheid ontvang. Geloof is dus die sleutel, my broer en suster. Geloof, as ek hom aan die kruis sien, ek sien my vergifnis. En as ek hom in die hemel en die regterhand van God sien, moet ek my vervulling met die Heilige Gees sien en dit as sulks neem. Dit is 'n vrye geskenk aan almal gewees. God het dit aan ons almal gegee. Hierdie uitstorting van die Heilige Gees daardie dag is die bewys ook van die goedheid dus van God. Sy goedheid en sy grootheid. En daarom het ons dit ontvang. Christus is verheerlik en ons is bekragtig. Dit is wat plaasgevind het. As jy iemand moet help om sy saak met die Here reg te maak, en hy bid en hy sê, Here, ek weet U het aan die kruis gesterf vir my sondes. Nou bid ek U dat U ook my U kind sal maak. Sal jy daardie gebed kan aflei dat hierdie mens die Here waaragtig gevind het? Nee. Maar as jy hom hoor bid, Jesus, U het aan die kruis gesterf
En U het my uit die sondedood opgelig. Ek prys U daarvoor. Ek is 'n ander mens. U het vir my 'n lewe gegee. Dan sal jy weet. Uit dit wat uit daardie man hoor, sal jy weet dat hy God sy redding van die Here Jesus ontvang. So my broeder en suster, kan ons jaar na jaar bid vir die vervulling van sy gees en dit nooit ervaar nie. Stop dus jou gepleit. Begin om die Here te prys en jy sal dit ondervind. Nou sal jy vir my sê, maar dit is baie maklik. Ja, dit is baie maklik. Maar hieraan is 'n voorwaarde verbonde. Elke belofte van God het 'n voorwaarde. As ons kyk na Handelinge 2 vers 38 en 39. En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van die Here Jesus Christus tot vergifnis van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Bekeer julle. Die voorwaarde in hierdie gedeelte is om ons te bekeer. Dan gee die Here vir ons 2 beloftes. Vergifnis van sondes en julle sal die Heilige Gees ontvang. Dit staan daar. Bekeer julle, jy sal vergifnis ontvang, jy sal die Heilige Gees ontvang. Aan wie sê hy dit? Vers 39, want hierdie belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, wat die Here ons God na hom toe sal roep. Ek sê daar was 2 beloftes, my broer en suster. Het jy al 2 ontvang? Jy sê vir my, nee, ek het net die 1. Die Here het 2 beloftes aangebied. Wat het jy met die ander 1 gemaak? Gaan terug en gaan haal die ander 1 ook. Dit was 'n vrye geskenk aan jou. Jy hoef nie te smeek vir hom nie. Jy kan hom maar net gaan haal. En die geloof God op sy woord vat. Die sekerheid dat dit wat ek in die geloof geneem het, dat dit myne is. Hoe sal ek weet dat ek die vervulling, dat die Heilige Gees oor my gekom het? Broer en suster, ek kan dit nie vir u sê nie. Jy sal alleen weet wanneer dit plaasgevind het. Wat ek vir u wel kan sê is, daar moet 'n verandering in jou lewe plaasgevind het. Daar moet 'n verandering by jou plaasgevind het. Ons mag nie 'n vorm bepaal en sê, dit is soos die Gees van God op die kinders van hom neerdaal nie. Nee, ons mag God nie beperk nie. En as ons sien, as die volk vir Petrus 'n verklaring vra wat daar gebeur het, dan bevestig Petrus dit, dat die Here nie op net een wyse kom nie. Hy doen dit aan die hand van wat Joel gesê het. Hy verwys na Joel, dan sê hy, Joel het gesê, en dan noem hy sekere dinge. Sekere mense sal begin profeteer. Mense sal gesigte sien. Mense sal drome droom. En dan sluit hy af, en sê hy, dit wat julle nou hier sien. En ons weet, as ons hierdie gedeelte, wat ons baie goed ken, vroeër vorentoe lees, dan sien ons, dit was nie die ondervinding van hierdie 120 nie. Hulle het ander dinge beleef. Hulle het 'n rukwind beleef. Hulle het 4 tonge beleef. Hulle het sprekende tale beleef. Tog sê Petrus, dit wat Joel gesê het, dit is wat julle nou hier sien. Kan jy sien dat selfs Petrus die Here nie beperk op die wyse waarop hy moet kom nie. Groot manne in die geestelike wêreld, so Story, Moody en Finney, het almal hulle eie ondervindinge gehad wat die vervulling van Gods Gees aanbetref. Wanneer die Gees van God op sy kinders uitgestort word, sal hulle ondervindinge verskil.
Die een sal ontvang 'n nuwe visie. Die ander een sal ontvang miskien 'n groter ywer vir siele te werf vir die Here. Vir die ander een sal die woord van God miskien 'n groter waarheid word, werklikheid word. Die ander sal miskien meer blydskap ontvang. Laat ons die Here vrylaat om te kom oor ons soos dat hy wil. Maar laat ons verbly in Jesus wat op die troon sit en hom prys dat hy verheerlik is en ons sodoende sy gawe kon ontvang. My broer en suster, is jou lewe 'n bewys van wat in die hemel plaasgevind het? Kan mense as hulle na jou kyk, die heerlikheid van die Here Jesus sien? Dra jy so bewys in jou rond? Amen. Here onze God, Here onze God, as U aan ons nie openbaar wat in die hemel plaasgevind het nie, sal ons U heerlikheid nooit ervaar nie. Maar dankie dat U getrou is en dat U ook vir ons dit sal kom openbaar. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Aan die alleen wyse God, aan hom die heerlikheid deur Jesus Christus tot in alle ewigheid. Amen.